Goeiedag, dis donderdag 26 Februarie en ek lees vir ons uit 1 Johannes 1 vers 8 tot 9. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Dit is nie vir onsself maklik om tot die insig te kom dat ons onsself bedreig nie. Want bedreig is mos nou dikwels eerder iets wat ander mense aan ons doen. Ons kan baie maklik die vinger na buite wys oor hoe teenoor mense teenoor ons optree, maar ons kom moeilik op 'n gereelde plek om in ons eie hart te kan kyk. En tog is skuld en sondebelydenis veronderstel om vir gelowiges soos 'n daaglikse asemhaling te kan wees. Want dit is juis hier waar die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees in ons lewens inspoel. Dink vir 'n oomblik daaraan, dit ondersoek ons. Dit bring ons om te kan bely, om te kan erken. Dit bring ons by 'n plek uit om God se vergifnis te kan ontvang en ook ander mense te kan vergewe wat teenoor ons oortree het. Dit gee ons moed en krag om God se vergifnis in herstel en genesing om te sit. Op die einde kom daai belydenis uit in dade. Dink vir 'n oomblik hieroor. Dit is nie ons eie gedagtes en wil om probleme op te los wat met ons praat nie. Maar dis die Heilige Gees wat ons omdraai na liefde, vreugde en vrede. Om vriendelik en geduldig en goedhartig en getrou en nederig en selfbeheers te wees. En tog word al hierdie dinge deur skuld en sondebelydenis oopgesluit. Is ek dalk besig om myself te bedrieg? Kom ons bid saam. Here, bewaar my van selfbedrog. Bewaar my van trots wat my oë sluit vir my eie gebrokenheid en die skuld op ander te wil pak. Here, ek bely voor U dat ek sondig is, in gedagte, woord en daad. En ek bring nie verskonings nie. Ek bring nie wegsteekplekke nie. Ek bring net my hart soos dit is. Dankie dat U nie terugdeins vir my eerlikheid nie. Dat die Gees my nie net op my eie foute en oortredings en skuld van die verlede uitwys nie, maar elke keer daardeur laat lei na vergifnis en vrede. Dankie dat dankbaarheid van hierdie verlossing my krag gee om die wêreld waarin ek en ander leef en wat gebreek is, weer heel te kan maak en weer reg te kan maak. Amen.